tussen woorde en karakters is daar 'n wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Katrein, Maxie en Mila Muis het heerlik warm daardie nag onder die varings geslaap. Dit was vir die maats 'n groot avontuur. Hulle was regtig bang vir die ou grypvoël wat hulle wou vang. Die oggendson het vir hulle wakker gemaak en hulle het een vir een hulle oë oopgemaak. Sjoe, Gaap Mila. ek het lanklaas so lekker warm geslaap. Sy kyk rond en skrik, Katrein, word wakker, Maxie is weg. sê Mila bekommerd. Katrein spring op en begin rondkyk. Ag nee, waar is daardie niggie van my? Kon iemand haar weggevat het? Ek hoop nie ou jakkals het haar in die hande gekry nie. Kom Mila, ons moet haar vinnig opspoor. Sy ken nie die bos nie, Sê Katrein en tel vir Mila op haar rug. Katrein en Mila hardloop die hele oggend rond en soek na Maxie, maar hulle kry haar nêrens nie. Katrein, ek dink ons moet na koning Louis toe gaan. Hy sal weet wat om te doen. Ek is baie bekommerd oor Maxie. Sê Mila en haar stemmetjie bewe sommer. Katrein en Mila hardloop so vinnig as wat hulle kan na die groot plat klip toe. Koning Louis, miau. Skree Katrein al van ver af. Wat op aarde? My wêreld, Katrein. Ek het jou jare laas gesien. Kyk net hoe mooi groot het jy geword. En moenie vir my sê dis klein Mila Muis nie. Jy lyk nes jou mamma Mia, sê koning Louis. Katrein kon sien dat koning Louis 'n lang asem het en val hom in die rede. U Majesteit, ek is jammer om u in die rede te val, maar dis 'n noodgeval. My niggie Maxie is weg. Ons het gisterand vir 'n grypvoël weggekruip en toe ons vanoggend wakker word, is Maxie weg. Sy's nog klein en sy kom van die stad af. Sy ken nie die bos en die bosdiere nie, Sê Katrein baie bekommerd. O aarde Katrein, dis omtrent 'n gedoente. Kom ek laat roep net vir oupa Uil om ons te kom help, sê koning Louis leeu. Koning Louis het nog nie eens klaar gepraat nie, toe kom sit oupa Uil al op die tak. Sjoe, maar dis omtrent 'n storie, u Majesteit, Sê oupa Uil nadat koning Louis die hele storie aan hom verduidelik het. Ons sal die ander diere se hulp moet inkry. Hierdie sal 'n spanpoging moet wees. En nou maar goed, kom ons maak 'n plan. Julle was nie ver van die plaas af nie, en ek neem aan, julle het daar die hele wêreld plat gesoek. Ek gaan vir Tinkie laat kom, sodat hy al die voeltjies bymekaar kan kry, Sê oupa Uil en vlieg dadelik weg. Toe oupa Uil by Tinkie aankom, is al die voeltjies reeds by hom. Hulle is aan die gesels en dit lyk asof daar iets fout is. Oupa Uil, dankie tog, jy is hier. Die ander voëls het my nou net vertel dat daar 'n vreemde dier hier in die bos is. Dit lyk amper soos een van Tiana Tier se welpies, maar die diertjie is swart en wit. Oupa Uil, jy moet help. Hy wou een van die voeltjies vang, Sê Tinkie bekommerd. O, my gedorie. Ek het nie gedink die nuus sal so vinnig al versprei nie. Maar dis goed ek het gekom. Tinkie, dis nie 'n dier of 'n vreemde dier nie. Dis Maxie, Katrein se niggie. Sy kom van die stad af en ken niemand en niks in die bos nie. En sy's 'n vegetariër. Sy maak nie diertjies dood om te eet nie. En ek is seker sy wou net hoor hoe sy moet loop om by die plaas uit te kom, sê oupa Uil. Hoekom is sy in die bos, oupa Uil? Vra Tinkie. Jong, ja, dis 'n lang storie, maar vir nou moet ons haar eers opspoor. Sê vir al die voëls, hulle moet na verskillende dele van die bos vlieg om te kyk waar Maxie kat is. Sê vir Jassie om na die ooste toe te gaan. Sunny moet na die weste toe. Penny kan in die noorde gaan soek en jy kan die suide vat. Maak gou, Tinkie. Maxie is salig onbewus van die groot soektog. Sy hardloop altyd lekker in die bos rond. Sy het al soveel van die heerlike bessies en bosvrugte geëet, dat haar maag sommer lekker propvol is. Sy loop rustig terug na die varings toe, waar sy, Katrein en Mila geslaap het. Maar wag, wat? Waar is ek nou? Hierdie is mos die varings waar ons geslaap het.
Waar is Mina en Katrein dan nou? Het ek verdwaal? Wonder Maxie. Sy kyk en kyk om haar. Skielik lyk niks bekend nie. Die rivier is anders hier en die bome is groter en daar's baie meer skaduwees. Sy het heeltemal verdwaal. Toe sy omdraai, skrik sy haarself amper lam. Hallo daar, en wie en wat is jy? Vra Jakkals byna teen aan Maxie. Nog voordat Jakkals sy volgende vraag kon vra, hol Maxie so vinnig as wat sy kan. Ongelukkig vir Maxie was sy nog te klein en sy het glad nie geweet waar sy was nie. Toe sy weer sien, spring Jakkals haar onderste bo van die kant af. Ag nee, toe nou kleine dingetjie, waarom hardloop jy weg van my af? Ek het maar net gevra wie en wat jy is, sê Jakkals met 'n slinkse grynslag. Ek is Maxie. Ek is Katrein se niggie van die stad af. Asseblief moet my nie seermaak nie. Sê Maxie en knyp haar oogies styf toe. Ag, fooi tog jou arme ding. Jy moet maar versigtig wees, jong. Die bos is groot en daar's klomp gevaarlike diere wat jou baie graag vir aandete sal wil hê, sê Jakkals en lek sy lippe af. Jakkals! Roep 'n stem skielik van hoog bo hom. Jakkals skrik so groot dat hy agter Maxie wegkruip. Hy ken daai stem. Dis die stem van Katrina Kraai. En die laaste keer wat hy vir Katrina Kraai gesien het, het hy haar choppie gesteel. En hy het geweet, hierdie dag sou kom. En my aarde, Katrina, wat 'n verrassing. Kyk hoe pragtig lyk jy daar in die hoë boom. Het jy iets nuuts aan jou vere gedoen? Vra Jakkals en probeer haar heuning om die mond smeer. Katrina vlieg af en gaan sit voor Jakkals op 'n klip. Ek gee jou net een kans, Jakkals. Los vir Maxie uit. Ons het direkte opdrag van koning Louis gekry om haar veilig terug te besorg by die plat klip. Jy gaan jou moontlik nie teen koning Louis leeu verset nie, gaan jy? Vra Katrina kwaai. Ag nee tog, dis mos nou nie nodig om koning Louis leeu hierby in te sleep nie. Ek het bloot vir Maxie hier gesê sy moet versigtig wees in die bos, sê Jakkals slinks. Katrina wou nog iets sê, toe Jakkals haar 'n groot klap gee. Hy gryp vir Maxie in sy mond en begin hol. Hy weet darm hoe om klein tierwelpies te dra sonder om hulle seer te maak. Hy weet ook, hy moet in koning Louis se goeie boekies kom, na al die nonsies wat hy die laaste ruk aangevang het. So kan hy bewys dat hy eintlik 'n held is. Los my uit! Skree Maxie en huil sommer so deur die geskreeu. Soos wat Jakkals hardloop, sien Tinkie hom met Maxie in sy mond. Sy sien hy pyl reguit op die plat klip af en sy vlieg vooruit. Help, help, u majesteit. Jakkals het vir Maxie in sy mond. Hy gaan haar opeet. U moet kom keer, roep Tinkie bekommerd en skoon uit asem. Koning Louis leeu gee sulke groot spronge agter Tinkie aan. Dit sal die dag wees dat 'n gas so in die bos hanteer word. Nie koning Louis of Jakkals het eers genoeg kans gekry om te stop nie. Hulle hardloop sommer kop teen kop in mekaar vas en daar trek Maxie deur die lug. Eina, en my kop, kerm Jakkals. Koning Louis hardloop tot by Maxie, maar sy beweeg nie. Hy tel haar in sy mond op en hardloop na die plat klip toe. Oupa Uil het die hele ding sien gebeur vanuit die lug en het vooruitgevlieg om medisyne reg te kry. By die plat klip sit koning Louis vir Maxie op die klip neer en almal staan om haar. En so wag hulle. Steen Maxie. Eina! Almal sug gelyk. Ons het gedink jy's doodnig. Waar op aarde was jy? Vra Katrein ewe kwaai. Wag nou Katrein, laat Maxie net eers haar asem terugkry. Maxie, het Jakkals jou probeer opeet? Vra koning Louis leeu ernstig. Ek weet nie oom leeu, hy het my gejaag en toe ek weer sien, toe is daar 'n kraai en toe klap hy die kraai en sê iets soos, hy gaan die held wees en toe is ek binne in sy mond en nou is ek hier. Sê Maxie deur mekaar. U majesteit, ek kan verduidelik. Dis als net 'n groot misverstand, sê Jakkals sommer net hier agter die klip uit.
Jy's heeltemal reg, Jakkals. Jy sal verduidelik. En wag vir my agter daardie klip, sê koning Louis kwaai. Katrein, Maxie, Mila, julle besef hoe gevaarlik dit was wat julle gedoen het, sê koning Louis. Ons weet die majesteit en ons is baie jammer. Ons gaan nou dadelik terug plaashuis toe. Sê Mila Muis. En so loop die 3 maats, sterte tussen hulle bene, terug plaashuis toe. Hierdie avontuur was dalk te groot vir hulle gewees, maar gelukkig is almal darm veilig. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.